'n baie besondere eienskap van die Heilige Gees is dat hy praat. Lees gerus saam met my, Johannes 16 verse 13 en 14. Jesus sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, verwysend na die Heilige Gees, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dit is baie interessant om hierdie, ek wil amper sê, taal van die Heilige Gees, daarvan bewus te wees. Dis 'n belofte wat Jesus gemaak het, dat die Heilige Gees sal praat, hy sal dinge sê. Nou, dit is interessant hoe dit tot die mens kom. Ek glo dat 'n mens in jou gees bewus raak van sekere dinge, waarvan jy dalk nie altyd bewus was nie, wat jy vergeet het, of openbaring, wat jy kry, kennis wat jy nie gehad het nie. En dat dit ook so is, dat die Heilige Gees uit die aard van die saak nie net in 'n mens se gees praat nie, maar ook deur iemand anders met jou praat. Reg aan die begin met die uitstorting van die Heilige Gees, het dit gebeur daar in Handelinge 2 vers 4, waar ons sien, almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat. Watter tale was dit? Tale soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. So hierdie taal van die Heilige Gees word hoorbaar gemaak deur die mens se spraakvermoë. 1 Korintiërs 14 vers 26 bevestig hierdie saak. Hy sê, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geniet. Dit is duidelik die dinge wat die Heilige Gees deur middel van die mens bekend maak, wanneer hy in mense se gees hulle inspireer, en dat hierdie uitsprake wat ons hiervan lees, hierdie lering, taal, openbaring, uitlegging en al hierdie dinge, kom uiteraard deur die Heilige Gees, deur die taal van die Heilige Gees. Nou ons gaan nog 'n bietjie meer hieroor praat vorentoe, en ek sien baie daarna uit om jou saam met my te hê. Loop mooi.